Ja, ons het nou net gesing dat U vul ons hele lewe. En mag dit so wees. Mag dit so wees as ons vanoggend hier in hierdie gebou sit as U kinders, dat U ons lewe sal vul, hierdie oomblikke ons sal vul. En met gedagtes wat op U gerig is. Want Vader, soos wat ons hier sit, is dit so maklik om ons gedagtes te laat gaan, af te dwaal, aan ander goeders te dink. Maar ons is in die heilige teenwoordigheid. Ons is by U, wat ons koning is, vir wie ons aanbid. So help vir ons Heilige Gees om so te werk, so te fokus, net op U en U woord. En dankie vir U woord. Dankie dat ons dit mag lees in ons eie taal. En dankie dat U dit vir ons vertaal in ons wêreld. Elkeen van ons is in 'n ander wêreld, op 'n plek in ons lewe in hierdie wêreld. En U weet wat ons elkeen nodig het. En daarom sal U woord na ons toe kom, soos wat U wil hê ons moet dit hoor. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So kom ons lees daar by vers 26. Dit sê: deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God. Want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Ons gaan net tot daar lees. Ons is nou maar die afgelope tyd besig om te leer, en dit is maar elke Sondag so, dat God, julle kom hier kerk toe, en ons kom hoor wat sê God vir ons. Ons sê, ons is sy kinders, en God leer ons eintlik, en dis wat die Heilige Gees ons wil kom leer, is dat, hoe leef ons sy kinders in ons alledaagse lewe? Hoe wil hy hê ons moet ons gedra? En dis ons nou niks anders as julle nie. Julle wat kinders het, sal weet, jy wil regtig graag hê jou kind moet hom gedra. En jy wil hê as jou kind, veral as jy nie daar is nie, dat jou kind hom gedra. Want wat gebeur as jou kind hom nie gedra of haar nie gedra nie? Dan sê die mense, wat 'n tipe ouers het hierdie kind? Hy kan hom nie gedra nie en hy sleep jou naam deur die modder. En dis presies wat God wil hê. Hy wil hê dat ons nie sy naam deur die modder sleep nie, maar dat ons sy kinders sal ons gedra. En dis waaroor die hele Bybel gaan om ons te help daarmee. Nou in terme van hierdie jaar het ons gesê, ons tema is, ek is in Christus en Christus is in my. Ek gaan ons hierdie kwartaal leer, veral wat beteken daai onderste deel Christus in my, maar ek het laasweek gesê, Christus in my, beteken eintlik, is maar gelyk aan Heilige Gees in my. Want dis waaroor dit gaan, die Heilige Gees is by ons, en hy help ons, elke dag, om ons te gedra. En ek het verlede week 'n storie vertel, as jy dit nou gemis het, moet jy gaan luister, maar ek het 'n storie vertel van 'n straatkind wat deur 'n koning aangeneem is, en ek het toe gesê, die oomblik toe daai straatkind deur die koning aangeneem was, het hy die koning se kind geword, het hy 'n prins geword in die paleis. Maar dis was sy posisie, hy was klaar koningskind. Maar in sy wese, die oomblik na hy aangeneem was hy nog niks van 'n koning se kind. Hier binne in sy wese was hy nog 'n straatkind. Het hy nog opgetree soos 'n straatkind, hy het gedink soos 'n straatkind. En dan het ek gesê, het sy ouboet, die kroonprins, ingekom en van hom gesê, moenie worry nie, ek gaan jou alles leer hoe om 'n koning se kind te wees. En ek het gesê, dis 'n lang proses. En dis waarmee die Heilige Gees met ons besig is. Ek het laas 'n paar keer daar gesê, en ek sê dit maar net weer, by die wedergeboorte, met ander woorde, die wedergeboorte gebeur, wanneer jy bely dat Jesus is die verlosser, en jy dit met jou hart glo. As jy bely, Jesus is my Here, en jy glo dit, dan vind die wedergeboorte plaas. En dan gebeur daar 'n klomp goed, en ons gaan 'n paar weke nou daarmee besig wees. Maar daar gebeur 'n klomp goed. Die eerste ding wat gebeur, het ek 2 weke terug gesê, dan word jy 'n kind van God. Dan word jy 'n nuwe skepping. Jy's anders. Die tweede ding wat gebeur het, ons laasweek oor gesels, dan ontvang jy die Heilige Gees. Volledige Heilige Gees. God, die Heilige Gees, ontvang jy, en hy is by jou. Maar 'n derde ding wat gebeur, en dis waaroor ons vandag gaan gesels, jy word ook die familie van God.
Jy word die oomblik wanneer jy besluit, ek glo in Jesus, raak jy deel van 'n familie. Nou ek het so dit grafies probeer voorstel, so as jy daai ding opsit vir my. So die eerste proses, en dis waarom ons laasweek oor gepraat, 2 weke terug oor gepraat het, ons noem dit regverdigmaking. So as God na jou kyk, en nadat jy die wedergeboorte beleef het en 'n nuwe skepping geword het, nadat jy gesê ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, dan word jy regverdig verklaar deur God. So as God dan na jou kyk, dan kyk hy deur die bril van, ek wil sê van Jesus se bloed, deur die kruis na jou en hy sê, jy is my kind, jy is regverdig gemaak. Maar die tweede proses, en dis waar ons laasweek oor gepraat het, dis die proses van heiligmaking. Want nou is God besig met hierdie proses om jou heilig te maak. Met ander woorde, dit wat jy al reeds in posisie is by regverdigmaking, jy is reeds 'n kind van God, maar ons weet in die praktyk is dit ons nog nie soos daai seën wat nou aangeneem word. En dis waarmee die Heilige Gees besig is. Die Heilige Gees rus my toe en werk kragtig in my. En nou is die derde ding wat gebeur. Ons word familie van God. Ons word gedoop en dis waar ons gaan gesels en ons word bekleë met Christus. So in Christus is ons gedoop, ons met hom bekleë en raak ons deel van 'n familie. So julle is hier, julle wat hier sit, is regverdig gemaak as jy glo. Jy word in die proses van heiligmaking tot jou dood, gaan die Heilige Gees met jou besig wees. Want na heiligmaking kom eintlik die aanvaarding wat jy in die hemel inkom, en dan word jy opgeneem as 'n kind van God in die hemel. Maar tussenin is hy besig om vir ons te sê, maar ek wil julle help daarmee, en dis waar we vanoggend gaan. So vanoggend, julle moet nou eintlik maar hier bly, want die volgende 2 boodskappe, so die volgende 2 weke, is die vervolg, eintlik hier is die inleiding na die volgende boodskappe toe. So hier is nou 3 Sondae agter mekaar wat eintlik 1 lang preek kan wees. Maar vanoggend, so 2 weke gaan ek met julle praat oor Galasiërs 3 vers 26 wat ons nou net gelees het. Deur hierdie geloof in Christus Jesus het julle nou almal kinders van God geword. Ek gaan nie volgende daaroor praat nie. Ek gaan oor 2 weke daaroor praat en dan gaan ons praat oor wat beteken die wese van kindskap en alles wat daarmee saamkom. Volgende week gaan ek oor vers 29 praat wat ons nou net gelees het. En as julle aan Christus behoort, is julle nakommelinge van Abraham en die erfgenaam kragtens die belofte van God. So dis waaroor ons volgende week gaan praat. Wat beteken dit? Wanneer jy wedergebore word, dan word jy ook 'n nakomeling van Abraham. En daarom is al die beloftes van die woord ook vir jou. Maar jy is ook 'n erfgenaam van God. So dis die daai gedeelte gaan ons oor 3 weke eintlik preek. Maar vanoggend praat ons oor daai hele gedagte van familie van God. So met ander woorde, as die Heilige Gees kom, as ons die Heilige Gees toelaat in ons lewe en ons begin glo in God, dan raak ons nou familie van God. En die Bybel praat daaroor, ons sê dit, ons is die kerk. Dis die familie van God. Dis die kerk, maar dit is nie 'n gebou nie. Dis die woord ekklesia in Grieks. En dit beteken referring to a group of people summoned together for a specific purpose, such as civic, political or religious functions. So die woord ekklesia of kerk het in daai tyd beteken 'n klomp mense word uitgeroep, hulle word bymekaar gesit in een plek en dis wat hulle is. Ons is uitgeroep. As jy 'n gelowige is jy uitgeroep uit die wêreld uit. Ons is nie meer deel van hierdie wêreld nie. Ons word nie meer deur hierdie wêreldstelsel beheer nie. Ons word uitgehaal uit hierdie wêreld uit en kom bymekaar. En ons is die ekklesia, die kerk, die familie van God. So dit maak ons eintlik logies sin, want as ek die Heilige Gees ontvang, en jy ontvang die Heilige Gees, en almal van julle wat hier sit, wat glo ontvang die Heilige Gees, dan is dit ons dieselfde Heilige Gees. So hy gaan my nie ander teachings gee, en sê, Piet, as gevolg van die feit dat jy die predikant is, kan jy sekere sondes maar doen. Maar julle mag dit nie doen nie. So nou sien julle die goeders wat ek doen, en sê hulle, maar hoekom doen jy dit? Sê ek nie, ek het exemption gekry. Want is deel van my perks. Dit gaan ons glad nie sin maak nie. So as ons die Heilige Gees ontvang, dan raak ons almal onder die Heilige Gees, die familie van God. En wat ons moet vandag sê, ons is eksklusief. Die wêreld sê, julle is eksklusief, en ons is. Maar ons is nie beter as die wêreld nie. Ons is net anders as die wêreld.
En daarom is dit vanoggend, en dis wat ek gebid het in hierdie week, vir julle wat hier sit en julle wat hier luister en hierna gaan kyk, is dit so belangrik om seker te maak, dat jy deel is van die familie van God. Want kerklidmaatskap, kerkbywoning, aktief in die kerk wees, kan nie noodwendig, maak jou nie noodwendig deel van die familie van God nie. Ons is nie 'n klub nie, 'n golfklub waar jy aan kan behoort en kom sê, maar ek wil deel word hiervan nie. Jy kan nie kies om deel te wees van die kerk nie, dan is dis 'n valse voorstelling, wat jy vir jouself het. Die feit dat ek aan 'n kerk groot geword het, maak jou nie die familie van God nie. Die wedergeboorte alleen. Dis wat maak dat jy hier kom dat jy deel kan wees van die familie. So kom ons lees vers 27 en 28. Want hoe werk hierdie familiebesigheid? Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Dis die ou vertaling. Daar's nie meer Jode of Grieke nie, daar's nie meer slawe of vryman nie, daar's nie meer man en vrou nie, want julle almal is een in Christus. So die eerste ding wat ons moet verstaan, en dis waaroor ons moet praat, is daai boonste deeltjie wat sê, want almal wat in Christus gedoop is. Dan hoor julle in Christus. Ons is besig met dit waarmee ons besig is. So almal wat in Christus gedoop is. So wat beteken dit in Christus gedoop? Dit praat nie hier van die waterdoop nie. So nou moet julle rustig sit en 'n paar paar Griekse lesse kry. Want ons moet dit so doen, ons moet dit verstaan. Nou daai woord wat staan in Christus gedoop, in die Grieks is baptizo. En baptizo, ek sê dit omdat ek slim is nie, maar ek het dit ook gelees. En baptizo kom van bapto af, so daar's twee woorde. Die woordjie bapto beteken om in te dompel of om to submerge iemand. Nou, as jy nou in daai tyd sou geleef het en jy hoor die woordjie bapto of baptizo, het jy glad nie gedink aan die kerk nie. Die oomblik as ek sê die woordjie doop, dan dink jy aan 'n kerk. Behalwe as jy my ouderdom is. Want in Standaard 6 het hulle ons ontgroening wat genoem. Ook jou doping. Jy's ingedoop binne in hierdie groep in. Maar dit was ingelyf. Jy deel geword van hierdie groep. Maar as ons vandag dink aan doop, dan dink ons dadelik aan kerk. Die mense in daai tyd sou die woordjie baptizo heeltemal anders te gehoor het. Want jy dit gebruik by verf, by die daai van klere. Hulle het nie daai tyd die materiaal goed soos ons gehad nie. Hulle het die linne gemaak en dan het hulle nou 'n soort van of 'n mineraal gebruik of 'n plant gebruik vir die kleur wat hulle wil hê die materiaal moet inneem. En dan het hulle die materiaal gedoop. Binne in hierdie materiaal. En dis waar baptizo inkom, want bapto is net insit en uithaal. Baptizo beteken, dis die woord wat hier gebruik word, gesit en ingelos, totdat die materiaal nie meer lyk soos wat dit gelyk het nie. As jy wil rooi hê, dan sit jy dit in die stof wat jy wil daai, en jy hou dit daarin, totdat dit verander het. Hulle het dit ook gebruik by leerlooiery. Nou ek weet niks van leerlooiery nie, maar Jacques, jy kan my kom help, kom praat gou. Maar leerlooie, soos ek nog gelees het, hulle vat nou daai leer en sit hulle dit in sout. Is ek reg? Dan sit dit in 'n soutoplossing en as in daai soutoplossing los hulle dit so 'n bietjie en dan maak dit al die vuil goed weg en dan kry jy looi stowwe. Wat noem hulle dit? Dan sit jy dit daarin en dan word daai ding uiteindelik sag. Dis 'n lang proses. Maar die beste voorstelling, en dit sê julle vir altyd onthou, is Nisander. Hy het geskryf 200 jaar voor Christus, het hy 'n resep geskryf. En die resep wat hy geskryf het die woordjie baptizo en bapto ingehaat. So wat hy gedoen het, hy het 'n resep geskryf van hoe maak jy pickles? Hoe maak jy groente? Nou kan Aletta my weer help. Ja, sy kan kom voorstaan. Maar julle wat nou kos maak. So wat hy het geskryf, die hele resep geskryf en dis wat ons nou nog volg. Hy sê jy vat hierdie komkommer en dan bapto jy dit, dan druk jy dit in soutwater. In kookwater sodat dit kan skoon kom en as dit skoon is, dan baptizo jy dit binne in hierdie bottel in. En dan die hele geheim daarvan is, wat is binne in daai bottel? Een of ander asynoplossing, ek weet nie wat alles nie. Maar dan hou jy dit daarin. Totdat die komkommer nie meer 'n komkommer is nie, maar 'n pikkel is. En totdat die kommer nie meer soos 'n komkommer proe nie, maar totaal die asyn
smaak oorgeneem het. So ek het dit vir julle so probeer voorstel. Die transformasieproses, die komkommer word uit sy oorspronklike omgewing gemaak, ons as gelowiges word uit ons omgewing uitgehaal. Die komkommer word in die pekel geplaas, ons gelowiges word in Christus geplaas. Die komkommer bly gedompel in die pekel, ons bly verenig met Christus. Die komkommer neem dan die smaak aan van hierdie pekel en dan gelowige neem die karakter aan van Christus. Hy word getransformeer, ons word getransformeer. Dit vat tyd, dit vat ons op tyd, dit is die hele proses van heiligmaking. En hoe langer hy daarin bly, hoe sterker die smaak. En hoe langer ons in Christus is, en hoe meer ons vir die Heilige Gees toelaat, hoe meer sal ons soos Christus word. Nou dis die probleem in die gemeente in Galasië. Want Paulus skryf sy hele brief, julle kan maar gelees van hoofstuk 1 af, hy is so teleurgesteld in die gemeente in Galasiërs, want hy sê, julle het Christus gesien, asof hy regtig aan die kruis vasgehang, gespyker is, en nou glo julle weer anderster, julle sê ja, ons is Christene, maar julle tree nie meer op soos Christene nie. En ek dink dis wat by ons ook mag gebeur. Baie keer van ons, en ek weet nie of jy daar is nie, ons het toegelaat dat iets anders in ons vorm. Mense laat toelaat mense jou karakter vorm. Jy loop agter mense aan, jy leen jou ore vir mense uit. Ons laat toelaat ons kerktradisie bepaal hoe ons moet glo, in plaas van die woord. Ons laat toelaat omstandighede ons so vorm en verander, en naderhand as gevolg van die omstandighede, dan lyk ons nie meer soos Christus nie, of ons laat toelaat ons verlede ons vorm. Ons sê, dis wat my verlede was, ek kan nooit Christus vertoon nie, want kyk hoe sleg was ek, kyk wat het alles met my gebeur. So kom ons, kyk gou weer terug na Galasiërs toe, daai versie, hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, en hier kom die gelykmakende versie, hier is die familie van Christus dan te sprake, want hy sê, julle almal beteken almal wat besluit het, almal wat gesê het, ek gaan glo in Jesus, almal word in Jesus ingesit, die oomblik by jou wedergeboorte. Ons almal vorm ook saam 'n kerk, en hierdie kerk is ook in Christus in. So ons word ook as 'n kerk, as ons sê, ons glo in die woord, en die woord is ons enigste riglyn, dan word ons ook in Christus ingesit. Nou as ek nou hierdie bottel van my kyk, ek wil nou nie die goed beledig wat hier binne-in is nie, maar party van hulle lyk maar snaak, julle kan maar kyk hier, so lyk hulle, ek gaan nou 'n bietjie uitgooi, ek hoop hier, dan kan alles vat. Nou kyk julle gou hier so, ek het 'n vurk gebring. Nou jy gaan nie mooi kan sien nie, ek moet nou nie mors nie, hierdie enetjie is maar blekerig, hy's 'n marietjie, so ek weet nie wie van julle kan met hom identifiseer nie. Hier is enetjie wat nog witter is, en dan hier is 'n kleintjie, hy skort. Nou ja, julle kan weet wie gaan met hom identifiseer. Die punt is, nie een van hulle is dieselfde nie. Die gelykmakende ding is dat hulle almal hier binne in hierdie pekel is. En dis almal van hulle is verander vir een rede, omdat hulle binne in hierdie asyn oplossing gebly het. Hulle het nie self probeer om hulle smaak te verander nie. Hulle is nie daarin gesit, hulle het nie verander omdat hulle mooi is, of omdat hulle self daarin gesit het nie. Hulle het verander, omdat hulle gedoop is, binne in hierdie asyn, en daar gehou is, totdat hulle verander het. Julle kan maar dit gaan try. Ek weet nie, julle mag gaan kyk wat is die oplossing wat jy maak. Gaan sit nou 'n komkommer vanmiddag in en eet hom vanaand. Daar niks verander nie. Ek weet nie hoe lank vat dit nie, weet een van julle. Maar ja, ek weet nie, vat lank. So dis die punt. So nou sê hy, as jy dit verstaan, dat jy is almal wat glo, ontvang die Heilige Gees, julle word 'n kind van God, julle ontvang die Heilige Gees, maar julle word in Christus ingedompel, ingedoop, sodat julle moet verander. Hy sê, dit maak dan nie saak, dan maak dit nie saak, of iemand 'n Jood is, of 'n Griek is nie, of hy slaaf is of vry nie, man of vrou nie, in Christus, daar kry julle weer die woord, in Christus is julle almal een. En dit moet ons logies sin.
As ons in Christus is, dan behoort ons dieselfde karakter te hê as Christus. Ja, miskien is jy korter in as ek, of langer in as ek, miskien het hy jou karakter al beter gevorm, en dis hoekom ons anders te dink oor goeters, maar jy kan nooit kom en sê, ek vat hierdie woord en ek gaan dit nou anders te interpreteer nie. Jy kan dalk op 'n stadium nog jonger in die geloof wees en dalk nog nie reg verstaan nie, maar hoe langer jy in die geloof is, hoe nader kom jy aan die regte verstaan van die woord. Dis die eerste beeld wat hy gebruik, om ons te vertel, ons is die familie van God. Die tweede beeld wat hy gebruik, so ek net so sê, hierdie beeld wat hy gebruik het, dis 'n innerlike verandering. Dis die Heilige Gees wat hier binne besig is om ons te verander. Maar daar is ook 'n uitwaartse, uiterlike verandering. Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. So klere sê tog baie van 'n mens. Mense trek sekere klere aan. So ek wil hê ons moet 'n vasvraag hou en kyk gou na hierdie eerste prentjie, dan sê julle vir my, wat se klere is dit? So wat maak haar anders as die res van die mense? Sy is die bruid. So as daar 10 bruide staan, dan weet ons, hulle is anders as die mense wat nou nie daar is nie. So haar klere sê alreeds baie van haar. Die volgende prentjie, dis baie duidelik. Die ou op die linkerkant, hy is in sy polisie-uniform, die kinders op die regterkant, hulle is in hulle skool-uniform. Dit sê iets, as jy nou daai ou vat, wat in sy polisie-uniform is. Hy is totaal anders as die res wat nie in die polisie-uniforms is nie. Hy het nie 'n keuse gehad om te sê, wie gaan saam met my in die polisie wees nie. Daar gaan kort ouens saam met hom wees, lang ouens, maar ouens, vet ouens, nie so maar ouens nie. En dan gaan 'n man saam met hom wees, dan gaan 'n vrou saam met hom wees. Dan gaan mense wat hy wees, wat saam met hom in die polisie is, van wie hy nie hou nie, en mense van wie hy hou, dit maak nie saak nie. Die oomblik as hulle daai uniform aantrek, is hulle anders. Dan is hulle een kant neergesit. Hulle is spesiaal. Hulle is nie beter as die ander mense nie, maar hulle is spesiaal. Hulle identiteit word deur hulle uniform bepaal. En dis wat hy eintlik vir ons wil kom leer. Die oomblik wanneer ons die wedergeboorte deurgaan, dan ontvang ons word ons 'n kind van God, ons ontvang die Heilige Gees, ons word in Christus ingedoop, en ek vertel uit daai storie van die straatkind wat aangeneem was, en ek is seker daarvan toe hy in sy kamer ingekom het sy pa of sy broer vir hom gesê, hoor, hier is jou nuwe stel klere. Trek uit daai sakke, ons gaan nou vir jou netjies aantrek. En ek dink dis wat gebeur. In die geestelike riem, die oomblik as ons die wedergeboorte beleef het, dan is daar vir ons 'n nuwe stel klere. Jou Jesus uniform. Want jy gaan nou anders wees as gister. Jy gaan anders te optree as iemand wat in die wêreld is. En dis iets wat ek dink jy elke oggend maar voor kan bid. As jy verstaan, ek moet vanoggend, as ek uitgaan, my Jesus uniform hê, sodat ek Jesus kan weerspieël, sodat ek Jesus kan wys. Want dis hoe die mense gaan identifiseer met my. Dis hoe die mense, jy kies in hierdie wêreld om anders te wees, om anders te dink. Jy kies, as jy sê, ek kies vir Jesus, dan kies jy om aan hierdie woord gehoorsaam te wees. Dan kies jy om vir God te aanbid. So as jy 'n sondaar is, wat tot bekering kom, en jy ontvang die vergifnis, dan raak jy sigbaar anders. En dan weet julle, wil jy nie hê daar met vuilkolle op jou kom nie. Want sonde maak jou uniform vuil. Dis goed soos, ek meen, ons gaan oor 3 weke daaroor praat, maar as jy doelbewus jok, of jy is oneerlik, of jy vloek, of jy bars uit in woede, of jy is hoogmoedig, of jy drink te veel, al daai goed is soos 'n kol op jou uniform. Kom ons kyk na die volgende prentjie. Wat sien julle in die regterkant se prentjie? Kyk gou vir my mooi. Wat sien julle? Hallo? 'n Koffiekol op haar rok. Maar kan julle sien, dis omtrent 20% van haar rok. Die res is wit. Maar onmiddellik het ons die kol raak gesien.
want dit hoort nie op haar wit klere nie. En dis wat gebeur in die wêreld. As ons aanhou met sonde, nadat ons sê, ons is kinders van God, dan is daar 'n kol op ons uniform, en die mense sien dit raak. Hulle sien nie die 80% wat jy al verander het nie, wat jy al verbeter het nie. In jou eie gesin, jou man, jou vrou, jou kind, jou ouers, wat as jy begin om te sê, ja, ek volg nou vir Jesus, dan gaan hulle hierdie kolle raak sien. En ek weet ons almal gaan sondig, maar die verskil is dat wanneer ek 'n kol kry op my Jesus uniform, dan weet ek dit hoort nie hier nie. Ek kom nie by 'n punt en sê, soos hierdie ou aan die linkerkant lyk dit vir my, ek gaan nou maar so loop, ek gaan nou maar so werk toe, dis maar soos ek lyk. Die mense moet maar aanvaar ek is 'n Christen, maar al hierdie sondes wat ek nog steeds doen, is oukei. Ek is ook maar net 'n sondaar, so gemaak, so gelaat staan. Die mense wat my so maak. Jy kan dit nie aanvaar nie. As daar 'n kol op jou uniform kom, en ek weet dit gaan kom, want almal van ons gaan op 'n stadium iets verkeerd doen en sondig doen, dan gaan jy onmiddellik weet, hierdie ding moet nou skoongemaak word. En ek weet nie waar gaan sy daai rok laat was nie, maar iemand sal dit kan skoonmaak. Maar ek weet waar jy sal jou uniform laat was. Hoor hierso. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes. En hoor dan, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. Dis die wassery. Jy kom na hom toe en hy sê, as jy jou sondes bely, met ander woorde, as jy na Jesus toe kom, en jy praat nie jou sondes reg nie. Jy kom na Jesus toe en sê, Here, hierdie is in terme van die woord verkeerd. Dis wat bely beteken, om saam met Christus te stem, en saam met hom te praat, en vir hom te sê, Here, ek verstaan heeltemal. Hierdie het ek nou so in woede uitgebars het, of nou dat ek gelieg het, of dat ek verkeerd gedink het, maak nie saak nie. Hierdie pas nie by my nie. Dit maak my uniform vuil. Maar vergewe my. Dan sê hy, is oké. Maar bring jou uniform, ek sal jou reinig, en ek sal jou herstel, as jy by my uitstap, uit die geestelike wassery uit, gaan niemand eers weet, daar was 'n kol op jou nie. Jy is vry, jy is vergewe. Dis wat hy vir ons wil sê. Maar ons Jesus uniform, laat ons nie net met Jesus identifiseer nie, maar ook met die familie. Want almal van julle wat glo, het dieselfde Jesus uniform. Ons almal kry dit. En dit laat ons 'n familie wees van God. En as jy nou in ons gemeente vat, ons gemeente se mense kom van baie plekke af. Van verskillende dorpe in Suid-Afrika, Nieu-Seeland, daar's iemand wat kuier vir ons van Wallis af, en mense kom van Dubai af, en Qatar, oral het julle gekom. Mense kom van verskillende denominasies, van die A-denominasie tot by die Z-denominasie. Elke kom met sy eie grille en giere en sê, dis soos dit moet wees. Elke een van ons kom hier met ons eie oortuigings. Totdat ons besef, maar God het hierdie gemeente saam gegooi. En die enigste oortuiging wat ons kan hê, is dat die woord van God is ons enigste waarheid. Dis wat ons glo. So ons moet, ek moet dit ongelukkig sê, daar is mense, en ek weet nie of hulle hier is nie, ek wys nie na iemand toe nie, maar as mense wat baie keer 'n fake uniform aantrek. Daar's mense wat sê, hulle wil graag deel wees van Christus se kerk, maar dit nie is nie. En daarom is dit, jy en ek seker maak, wat bely ons? As jy sê, ek is 'n Jesus uniform aan, dan bely ons, dat ons glo in God die Vader, God die Seun, Jesus, wat gebore is, en ons glo in die maglike geboorte, en ons glo dat hy is dood, en hy het opgestaan, en hy het opgevaar, en hy sal weer kom. Dis wat ons glo. Ons glo in die krag van die Heilige Gees, wat vir ons gegee is, wat nou vir altyd by ons bly. Ons glo dat hierdie kerk is God se familie, en dit behoort aan hom. Ons glo in hierdie woord, onveranderlik. Daar's niks in hierdie woord, wat enigeen van julle die reg het om te verander. Maar dis nie jou woord nie. Daar's niks wat jy kan sê, maar ek stem nie saam hiermee nie. Ons het nou al 'n bietjie verander. Mense dink anderster. Daar's nie 'n manier nie. Dis wat ons glo. As jy dit glo, as jy dit nie glo nie, of as jy, wat ek net so sê, en ons glo, dat ons is deur genade alleen gered, deur ons geloof in Christus alleen gered, en ons geloof in Christus alleen. Dis wat ons red. Niks anders dan nie.
nie goeie werke nie, nie oulikheid nie, dit alleen. As jy nie dit mee saamgestem nie, dan is jou uniform fake. Dan kan jy nie deel wees, dan is jy nie deel van die wedergeboorte nie. En ek dink dis wat hy vir ons wil leer. Hoor wat sê hy? Ek gaan weer vers 28 lees. Maak nie saak of jy Jood of Griek of slaaf of vryman is nie. In Christus is julle almal een en dis wat ons saam maak. Nou dink net vir 'n oombliekie wat hier staan, vir die arme mense wat dit die eerste keer gelees het, die Jode, was dit verskriklik geweest om te hoor dat jy en 'n Griek is nou saam voor Christus aanvaarbaar. Die Jode het geglo hulle is die uitverkore volk. Die res was heidene. Die heidene was nie eers toegelaat naby die tempel nie. Dit het so gewerk. Die tempel het die allerheiligdom gehad, daar die hoëpriester ingegaan, die res van die tempel het die priesters ingegaan, dan bietjie verder het die mans ingegaan, dan die vrouens is toegelaat in die buitehof, en dan die ongelowiges buite die muur. Dis waar hulle kon wees. Nou sê die woord van God, hoor die ouens, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. As jy in Christus is jy een. Man en vrou, dit was net so moeilik. Die vrou het geen reg gehad daai tyd nie. Die vrou het nog steeds nie veel reg. As jy nou dink, nee, sê hulle het nie reg nie, maar die vrouens en die mans kom nog steeds nie in die sinagoge saam nie. Ek sit gou maar daai prentjie op. Dis die prentjie waar die Jode by die muur aanbid. Nou ons was daar, so ek het links gegaan en Riekie het regs gegaan. En dis wat sy moes gebid het en ek het links gegaan, want vrouens en mans in die Joodse tradisie aanbid nie saam nie. Nou sê die Bybel, Jesus het dit kom gelyk maak. Of jy nou slaaf is of vry is, jy is almal nou deel van God se familie. So as ek nou oor ons dink, en ek dink nou in die week oor ons as gemeente, daar's eintlik geen menslike rede hoekom ons met mekaar behoort te assosieer nie. Ja, jy kan sê, maar miskien is dit ons kultuur, ons ras, ons taal, maar waar is die ander Afrikaners dan? As hierdie nou 'n kultuurgroepie was, of 'n Afrikaners is plesiere groepie, waar is die ander Afrikaners? Daar's 'n klomp van hulle wat nie hier is nie, want hulle glo nie. Hulle glo nie meer nie, of hulle nooit geglo nie. So dis nie wat ons saamgetrek het nie. Dit wat ons saamgetrek het, is die feit dat ons in Christus ingedoop is, en dat ons hierdie uniform aan het. En ek was nou al in baie ander kerke, ek het verskriklik baie ander kerke gepreek, in lande soos Amerika en Engeland en Turkye en you name it. In Suid-Afrika baie plekke. In swart kerke, in AGS, in die evangelies gereformeerd, ek het oral gepreek. En weet jy wat het ek gevind? Dat die mense wat die Jesus uniform aantrek, lyk presies dieselfde. Hulle is ernstig met die woord en ernstig met God. Al is die manier van godsdienshou of van kerkhou anders. Dis was vir my net so ongelooflik. Party van hulle se musiek was baie hard, party bid baie hard, party staan as jy bid. Ek het 'n fout gemaak. Ek skinder nou, maar ek het 'n fout gemaak in een van die kerke, swart kerke wat ek gepreek het, en ek sê kom ons bid saam. Woeps, staan die hele gemeente op en toe bid hulle saam. Klappert, almal. Want ek het ons gesê, kom ons bid saam. Ek het nie vir hulle gesê, ek gaan vir julle bid nie. Ek het gesê, kom ons, let's pray together. En almal het lank gebid, en toe dit stil word, toe kan ek eers bid. Want dit is hulle tradisie. Let's pray together. En dit is great geweest, dit is so wonderlik. Party se musiek is harder, maar niemand is in hulle wese anders, want hulle het Jesus. So jy kan gebeur, dat ek het nou nie 'n plastiese komkommer nie, maar as ek nou 'n plastiese komkommer in hierdie ding in gaan druk, gaan dit nooit verander nie. Mag dit so wees, dat jy ernstig is om te sê, Here, druk my binne in Jesus in, en hou my daar, sodat ek die smaak kan aanneem van hom. So wat hoor ek vanoggend? 1, by die wedergeboorte, word die wat met hulle mond bely, dat Christus die Here is, en die wat in hulle hart dit glo, kinders van God, en hulle ontvang die Heilige Gees, en hulle word deel van die familie van God. En die familie van God staan bekend as die Ekklesia, die kerk, en dit beteken, dis die mense wat uit die wêreld uitgeroep word,
wat nie meer deur die wêreldstelsel beheer word nie, maar nou deur God se Gees beheer word. Hulle is nie beter as die ongelowiges nie, maar die hoof van hierdie mense, wat uitgeroep is, die hoof van hulle in die kerk, is Jesus. Is nie 'n predikant nie, niemand het die reg om die hoof van 'n kerk te wees nie, of die hoof van 'n denominasie te wees nie. Die paus in kluis. Jesus alleen is die hoof van hierdie kerk. Paulus sê, ek gaan vir julle 2 maniere verduidelik, wat julle kan onthou, hoe julle gaan deel raak van hierdie familie. Die innerlike deel wat jy sal onthou, is dat jy word soos 'n komkommer in asyn, of in die oplossing ingedruk, en jy bly daar tot jy die smaak het van dit. So ons tyd, energie, wat ons spandeer, as ons tyd het, is die woord en gebed en deel van die familie met mekaar. Sodat wanneer ons met mense te doen het, en julle gaan met mense te doen het, nou, en vanmiddag en môre, dat dit duidelik is, dat die smaak wat julle bring, is die van Jesus. Die tweede ding wat gebeur, is jou uitwaartse verandering, wat na buite toe wys, is die feit dat almal van ons word met Christus beklee. Ons kry die Jesus uniform en dit onderskei ons van die res van die wêreld. Wat ek nog hoor is, ons almal gaan kolle kry op ons uniform. Maar ons gaan dit nie aanvaar dat dit so moet bly nie. Die oomblik as ek gesondig het, stap ek kan net daar dit sê, Here, dankie. Vergewe my asseblief my sondes en reinig my van my ongeregtigheid. Maak my skoon en dan is jy skoon. Ons gaan nou 'n lied sing oor die genade van God. Die genade van God om vir jou en vir my in Christus in te doop en ons toe te laat om die uniform, die kleed van Jesus te dra, is onbeskryflik groot. Dit is net so 'n ongelooflike gebeurtenis. So ek wil jou vra, stap hier uit, dra jou uniform met trots, beskou dit as 'n eer om anders te wees as die res van die wêreld, anders te dink, anders op te tree, want dis wie jy is. En vra jou elke dag, is dit sigbaar dat in my gesin, by my vrou, my man, my kinders, my ouers, dat ek toegelaat het dat Jesus my so verander het, dat ek sy uniform kan dra. Ek het al vir julle gevra, vra jouself af, na ek uit 'n vertrek uitgegaan het, nadat ek met 'n persoon kontak gemaak het, wat is die geur, of die smaak, wat ek agterlaat, as ek weg is? Gaan die mens met wie ek te doen gehad het, beter af wees, of slegter af? Gaan dit so wees, dat hierdie persoon Jesus gesien het, met jou optrede, of jou ek? Gaan dit wees, as jy daar weggestap het, dat daai persoon of persone kan sê, ek het die liefde, ek het liefde beleef, ek het nederigheid beleef, of as jy daar wegstap, is hulle flabbergasted, want hulle is so oorweldig deur jou woede, en jou hoogmoed. Kom ons bid. Here, dankie dat U sê, as ons met ons mond bely, dat Jesus is die Here, en met ons hart glo, dan in een oogwink word ons die kind. En dan gee U vir ons die Heilige Gees, en dan plaas U ons, doop ons in Christus in, en ons word beklee. En dankie tog Heilige Gees, dat dit die proses is van heiligmaking. Dat U ons in Jesus wil gedoop hou, deur in die woord, in gebed, met ons tyd saam met U. Dat ek die hele tyd sal vra, Here, verander my nog meer na die smaak, die beeld van Christus. Help ons om, wanneer ons werk toe gaan, en skool toe gaan, universiteit toe gaan, sport gaan doen, wat ook al, dat dit duidelik sigbaar is. Ons is anders. Ons tree anders op, want ons dra eintlik die Jesus uniform, hierdie kleed van Jesus. En jy weet, Vader, wat keer doen ons sonde.
Jy sê dit in die woord, Johannes 1 vers 8. As jy beweer jy sonder sonde, dan lieg jy. Maar as jy jou sondes bely, dan sê jy is getrou en regverdig om ons al ons sondes te vergewe en ons te reinig, asof ons nog nooit gesondig het nie. Wat 'n amazing genade is dit. Dat U vir ons dit doen. Help vir my en help vir ons om voortdurend te vra, Jesus, verander ons. Verander my. Hier is nog goed wat nie reg is nie. Sit my weer terug in die asyn. Maak my gereed om U te verteenwoordig. En mag ons 'n wonderlike smaak of 'n geur agterlaat as ons hier uitstap by mense. Môre by die werk, by die skool, in die sport, waar ook al, by die winkels. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.